Here, ek wil baie dankie sê vir die teenwoordigheid, waar 2 of 3 in die naam is, daar is U, ons verwelkom U. Heilige Gees, ons verwelkom U. Dankie vir die aanbidding, dankie dat die loflied is gepas aan U. Baie dankie, dat U in 'n oomblik van tyd, kan 'n persoon se lewe ten goeie. In 'n oomblik van tyd, kan jy 'n deurbraak bevestig. Ek wil U dankie sê, help my, gee my die vermoë om die woord te preek vanoggend asseblief. In Jesus se naam, amen. Baie dankie, aanbidding was baie goed, very good. So die onderwerp vandag is, wanneer God skielik opdaag. Die realiteit van die mensdom is dat daar soveel mense wat wag en wag en wag. Wag om in 'n tou te staan, wag om bedien te word. Soveel mense wag vir 'n diagnose van 'n dokter, om te sê hoe ernstig. Jong mense wag vir 'n huweliksmaat. Party mense wag vir 'n nuwe werk. Maar God is 'n God wat in sy wysheid die vermoë het om skielik op te dag. Alles verander dan. Wanneer God 'n situasie betree, kan die mense in daai deurbraak loop met God. So ons wil graag lees, ek gaan kry. Sorry vir dit. Lukas 2 van vers 8. Daar was Daar was skaapwagters in hierdie omgewing van Bethlehem, wat in die oop veld gebly het en in die nag oor hulle skape wag gehou. So die Bybel begin om vir ons te vertel dat ons moet verstaan wat 'n herde was in die dae voor Christus. Die herders was die laaste rang van mense op die sosiale ranglys. Hulle was nie eens toegelaat om in die hof enigiets te sê. Glad nie. Hulle was ongeletterd, ongeleerd. Hulle het redelik 'n stank op hulle gehad, gereeld. Hulle was deur die hoëpriesters onrein verklaar. Elke dag en nag is hulle in die velde. Skape en lammetjies te versorg. Die verskil tussen al die ander herders in Israel teenoor hierdie klompie in Bethlehem, die stad van Dawid waarin Jesus sou gebore word. Net hierdie herders het hierdie voorreg gehad om 'n skiedelike oomblik van God in die heelal te ervaar en te beleef. Jy sien, hierdie herders in Bethlehem was toevertrou deur die hoëpriesters met die verantwoordelikheid dat dit die lammes as geboorte gebeur, moet hulle stukke lappe vat en hulle bind, want die Bybel sê 'n lam wat geslag word vir Israel, 1 keer 'n jaar word hulle sondes vergewe, maar dan moet hulle weer dit doen, oor en oor en oor en oor. Dat hulle elke babatjie lam moes toegedraai het, sodat daar geen vlek, geen stikkindheid, geen teken van imperfeksie. En wat vir my wonderlik is, die Afrikaanse gesegde, soet soek soet op. En hierdie herders, wat in die oop veld was getrou, pligsgetrou, om deur die nag wakker te bly, om hierdie skape en lammes voor te berei, vir enige oomblik dat die hoëpriester gesê, ons soek nou 'n lammetjie, wat perfek, vekteloos en geen merk op hom het nie. Dan sê die Bybel vers 9, skielik staan daar 'n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Wanneer God skielik opdaag, jy het dit nie verwag nie, jy het nie daaroor gedink nie, jy het nie daaroor gewonder nie,
Sonder dat jy daarvoor bid, sonder dat jy dit vra, sonder dat jy dit benodig. Kom God in sy alwysheid, in 'n oomblik van tyd. Jy sien, hierdie wêreld soos dit nou is waar daar soveel negatiewe nuus, soveel slegte nuus, op die TV, op die radio, op al die goed, is dit daar. Maar God het in 'n oomblik besluit, om in 'n ordinêre wêreld, wat totaal verwar is, en totaal siek is, en vol sonde is, het hy besluit om 'n inbraak te maak, met 'n skiedelike oomblik, met 'n gebeurtenis, wat die grootste gebeurtenis in die heelal was, van die begin van die skepping tot nou toe. En dit was, dat Jesus Christus sou gebore word, in 'n stal, en hy sal toegedraai word met lappe, in 'n krib. Om te dink, dat het was piknag die aand, piknag, en hulle is getrou, om waak te hou, oor jakkals en ouens wat wil dief, hulle is getrou, hulle bly wakker, terwyl die skape kan slaap. En ewe skielik 'n engel kom en staan voor hulle. En as jy dink, dit was nie goed genoeg nie, die engel sê vir hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn, hulle het baie groot geskrik, natuurlik, dis helder as Eskom. Die heerlikheid van God is in die Bybel gelyk met heldere as die son in sy volle 12-uur posisie. Hulle het nooit so iets gesien nie. Natuurlik het hulle as afgeskrik. Natuurlik was hulle buite hulle vel. Natuurlik gedink, dis die einde van die wêreld. Dis nag vir ons nou. Maar die Bybel sê die volgende. Die engel sê vir hulle, moenie bang wees nie, moenie vrees nie, want kyk, ek bring vir julle goeie tyding. Die woord goeie tyding in die oorspronklike taal in Grieks beteken, evangelion beteken om die goeie nuus te verkondig van die evangelie. So hierdie engel het aan hierdie ongeleerde manne die volle evangelie gepreek. En wat is die volle evangelie? Dat Jesus, die lam van God, geslag voor die grondleg van die wêreld. Want God het so lief die wêreld gehad, dat hy wil nie hê enigeen moet verlore gaan, maar dat almal tot insig kom en hom aanvaar. Almal van die begin van Abraham, wag op 'n sekere lam. Almal wag, vir duisende jare. En op daai aand, breek die boonatuurlik deur in die natuurlik. Breek die helderheid van die son, maal hoeveel keer, in die diepste donker van die nag. En die Bybel sê die volgende, en hy sê, ek het goeie nuus van goeie blydskap vir die hele wêreld. Dan sê die Bybel in vers 11, vandag, hoe baie van ons mis vandag, en ons wag vir môre. Môre sal eendag kom. Party mense sal môre nie eens kom nie. Van uitstel kom afstel, of van afstel kom uitstel. En die Bybel sê, die engel sê, vandag is daar vir julle. Hoor my, hy sonder uit die herdes, wat pligsgetrou was in die natuurlik. Die Bybel sê, in 1 Korintiërs 15:46, die geestelik het nooit ewenwel eers gekom, eers die natuur en daarna die geestelik. Hulle was vir generasies getrou. Moes die honderde, miljoene skape en lammetjies gaan. Wanneer is dit die regte een? Wanneer is dit die regte een? Wel, God besluit dit. Vandag is daar vir julle die stad van Dawid, 'n saligmaker gebore, Christus die Here. Dis die enigste plek in die totaal Bybel waar daai 3 name in een sin is. 'n saligmaker, 'n verlosser, Christus die Here. Weet jy wat saligmaker beteken in Afrikaans? Ek het nie geweet, tot ek uitgevind het. Dit is 2 woorde, saligmaker. Salig beteken geseënd. Maker in die oorspronklike Griekse taal beteken die skepper. So as jy hom by mekaar sit,
Die saligmaker wat gebore is die God van saligheid. Die God van redding, die God van verlossing. Dis mooi, né? Sy tweede naam wat die Engels sê is Christus. Christus beteken die gesalfde een, die Messias, die een waarvoor die Jode nog steeds wag. En die laaste een, sy naam is die Here. Hy is 'n beheer van alles in die wêreld. Dis mooi, né? Saligmaker. Yes, ek like it. En dit is vir julle die teken dat julle 'n kleintjie sal vind in doeke toegedraai in 'n krib lê. Nou, omdat die skape, die lammetjies, by hierdie spesifieke generasie van herders, hulle het elke lammetjie toegedraai. Maar net nie dit nie, hulle het hulle eie kinders toegedraai. Weet jy, daar's nasies wat hulle kinders toedraai, hoekom? Want hulle soek nie bakbene nie. Ag, julle vang nou niks nie. Sommige kindertjies word so gebore. As jy hom vroeg vang, dan kan jy die bene herstel. So hulle het dit aangedoen. So, dit sal die teken wees, sê die engel, dat jy sal 'n kind vind met doeke omgedraai. Dit was nie vir hulle vreemd nie. Dis alledaags. Hulle doen dit al vir generasies. Dis nie vir hulle vreemd nie. Wat se teken is die? Maar hy lê in 'n krib. Wat? Weet jy dat die krib is die ongesondste ding vir 'n pasgebare baba in te wees? Want 'n babatjie, alles wat hy kan sien, alles wat hy kan vat, alles wat hy kan aanhou, vat hy mond toe. Daai krib was vol kwyl. En as 'n bees genies het, vol snot. Ek hou van eenvoudige Afrikaans. Ek kon gesê het, 'n neus wat loop, maar dit klink net nie ordentlik nie. Dit klink so veilig. Verstaan jy? So ek praat prontheid. Dankie vir daai. Dit is baie wonderlik. Prys die Here. Ons praat van varke nie varke nie. Ons is nou by klap en dan baie dankie dat jy my preek aanvul weer. Baie dankie. Ek waardeer dit. Is dit nie great om in die huis van die Here in sy teenwoordigheid weet en ons kan ontspan, ons kan lag, ons kan vrolik wees en ons kan hom vrees met ons hele hart en ons kan sê Here, U is heilig, maar ons is veilig by U. Om net 'n kerk toe te kom waar jy moet sit en as jou kleintjie dan gaan hy uit en hy's pimpel en pers. Hoekom moet jou kind inkom soos 'n skets en hy gaan uit soos 'n kleurboek? 'n kleurboek. Nonsense man, this is the place that you want to say, praise the Lord, jy sê dit, Here, dankie daarvoor, jy kan sê, om God te beaam op iets, Here, jy mag. God wil dit, 'n kerk is nie 'n plek van stilte nie, it's 'n plek van feesviering, van celebration, dat hy's in ons midde. Hy's in ons midde, net dit hier. Elkeen van julle wat hier's aangeneem, julle is hom kerk toe gebring. Ag, julle kyk my so aan. Hy leef in elkeen van julle. Nou ja, dit was nie vreemd vir hulle nie, dat hulle sien 'n kind so gedoek. Maar toe hulle dit sien, dat die lammetjie so is, toe die Here aan hulle geopenbaar, hierdie seun is die lam van God, wat die Jode al seisoene en jare verwag. En weet jy wat? Toe Johannes die doper, die mense doop, hier kom Jesus en hy kyk na hom en hy sê, die Bybel sê, en die Here het hom insig gegee en hy het gesê, kyk die lam van God wat die sondes van die wêreld wegneem. 4 keer in die Nuwe Testament in Openbaring, gaan nou vir jou lees, is Jesus die lam van God op die troon. So hy was die lam voor die grondleg was hy geslag. Hy was gebore om geslag te word. Is dit nie uitmuntlik hoe die Bybel harmonie met mekaar het? Hy was daar gedraai in doeke. Toe hy sterf, toe hulle sy liggaam in doeke ook gedraai. Want alhoewel hy die lam is en hy het gesterf, hy het weer opgestaan. En hy bly nog steeds in Openbaring die lam van God. Maar hy is dieselfde tyd die leeu van Juda. Hy is nog steeds dieselfde tyd, die begin en die einde. Die Omega en die Alpha en Omega.
Ek raak baie bewoe. As ek so hoor hom praat, dan dink ek het so 'n heimwee vir hom. So, ek sê vir hom die ander dag, I would really like to hug you. He said, go to your wife and hug her. I said, maybe you never heard what I said. I'd like to hug you. He says, go to Rona and hug her. En ek hou my vrou, and he says, now you're hugging me because I'm in her, and she's hugging me, the Lord in you. Weet jy wat dit op 'n verhouding doen in 'n huwelik? Wanneer jy besef dat Christus in jou maat is, dit gaan bepaal hoe jy met haar praat, hoe jy oor haar praat, hoe jy van haar praat. Elke ding wat ons mans vir ons vrouens sê, Jesus hoor dit en hy vat dit persoonlik. En hy verdien dit nie. En net so 'n party vrouens wat so met hulle mans ook praat. Net nie 'n man wat altyd 'n vark in die verhaal is, daar's ook 'n oetjie. En dis 'n vrou. Maar as ek en jy besef, Christus in my, die hoop van heerlikheid. Weet jy wat? As jy jou verheer verloor in dit, gaan en sê net, I want to hug. Meeste gaan 'n klap verwag. Hug them en sê, luister, kan ons begin al hoe meer agterkom, dat Christus is in beide van ons. Ons hoef nie so deur die lewe te gaan nie. You don't have to go for years and years therapy. You don't have to go to sielkundiges. Elke sielkundige het 'n sielkundige. But if you want to get close to God, hug your child that's accepted Christ. Mense, hy's nie ver, hy leef dan in ons. Jy het hom dan ingenooi. Nou, dit was die vinnigste huweliksseminar wat ek ooit in my lewe gedoen het. Come on. Because Jesus in the man should be a deterrent. Yes, die Bijbel sê, be angry but sin not. Daar is goed waaroor jy kan kwaad word. Maar God sê, laat dit nie lei tot sonde nie. Laat dit nie lei na klappe nie. You see. So, dit was glad nie in my notas nie. As die engel net vir hulle gesê het, julle gaan 'n kind sien met lappe. Sou niks vir hulle, dit sou nie 'n teken gewees het nie. Maar hy lê in 'n krib. Dis die ding, toe weet hulle, hierso is die lam van God, wat geslag is voor die grondheg van die waarvoor ons al die jare en eeue gewag het. Hier is hy. Weet jy wat my verstom? Dis dat 2 tipe mense het God toegelaat om na die krib toe te gaan, om Jesus te sien. Die eerste klomp was wyse manne van die ooste. Die mees geletterdste, die mees geleerdste, die rykste. Hulle het 'n ster gesien wat buite besonder is, en omdat hulle glo in astrology en al dit, het gesê, hierdie ster kondig iets aan, kom ons gaan, en hulle vat goud, hulle vat wierook, hulle vat mirre. Daai 3 goed is die duurste goed wat jy ooit in die ooste kan koop. Goud is vir konings, edel. Ons geloof word gelouter soos sout, is soos goud. Wierook is die teenwoordigheid van God met lof, as jy God loof en prys, dis wierook wat voor hom opgaan. En dan mirre was om hom te balsem. Julle ken die storie toe Maria Jesus se voete gewas het met haar trane en toe met haar hare droog gemaak het. Toe sê Judas, wat 'n gemors van tyd. When he said in English, what a waste of this. Die volgende sin, in die Bijbel sê, and Jesus said, he done a beautiful thing to me. She done a See, Judas was nooit ooit aan God verbind nie. Hy het iets gesien as iemand wat hom kan ryk maak, want Jesus vir hom en nie ander persoon die geldboksie gegee het. Die Bybel sê hy het gedurig sy hand ingesit en gevat. So sy God voordat Jesus hom geroep het, was geld. Sy God, wat jy kan nie God en geld mammon dien nie.
Dis hoe my gesê het, hierdie gemors van hierdie goed, my goeie, dis 'n hele jaar se salaris. And Jesus said, what you call a waste is something beautiful to honor me. Geld is goed, maar waaragtig kan baie probleme nie oplos nie. Kan baie goed nie vir 'n huwelik gee nie. Die Bybel sê, skielik was daar saam met die engel 'n menigte leeskare van engele. Leeskare beteken weermagmanne. So jy het Gabriël en jy het Michael. Gabriël is die engel wat 'n naam het, wat elke keer aarde toe kom om 'n boodskap te verkondig. Michael is hoof van al die weermagte wat engele is. Is julle by my? So God stuur hierdie engel, die heerlikheid is rondom hom, en ewe skielik bars die hele nag se lig oop. En duisende, die Bybel sê multitudes of multitudes, is miljoene, het nie gekom met 'n swaard om iets te verdedig, om iets te veg nie, het gekom om 'n lied te sing. Come on, om 'n lied te sing. En die Bybel sê, en die menigte engele uit die hemel het gekom, en God geprys en gesê, ere aan God in die hoogste hemel, en vrede op aarde, en vir die mens 'n welbehae wat God in jou het. Ek wil jy moet verstaan, as God na jou kyk, hy vind 'n welbehae in jou. Ek dink jy ons Engels het so 'n goeie woord hier. Well, it's quite close. It means God finds a pleasure, a delight in you. Not Turkish delight, a delight in you. Maar Afrikaans, God vind 'n welbehae in jou. Hoe kan jy van jouself afbreekend praat? En sleg praat? En vir God sê, ek wou nie hierdie kleur oor gehad nie. Eendag 'n man kom my toe, hy sê, kyk hoe God my gesê, ek het groot ore, ek sê, hey, God het jou wonderlike oor, want as God met iemand anders te praat, hoor jy alles. Dan kan jy weer vir daai pad gaan sê, verstaan jy, hey, as jy oor het, gebruik dit, papa, verstaan jy, net nie oorig word nie. You understand, julle, kyk vir my. Ek het die Here baie keer gesê, dit is 'n risiko om my te laat preek vir Afrikaners. Hy het my nooit geantwoord nie. Ek dink, ons het God so opgewonde, ek weet nie wat volgende gaan kom nie. Maar een ding, ek is nie verveeld vir hom nie, dis verseker. 'n Welbehae. Nadat die engele van hulle weggegaan het, terug na die hemel, sê die skaapwagters vir mekaar, kom ons maak haas, en gaan kyk na die ding, wat gebeur het. Om te dink dat die Bybel sê dat Jesus in die Bybel is genoem 'n ding. Nou sit jy daar met jou Afrikaanse kultuur. No. It's in the Bible. Ek sê jy moet nog God sê, jou lekker ding. Come on man, I'm just playing with you. Moet jy nou God is dis, alle skrif is deur God se Heilige Gees ingeskryf. Alles is deur hom geskryf. Kom ons gaan kyk na daai ding wat gebeur het, hoor my. Om 'n ding te sien en om 'n ding te hoor, is twee verskillende goed. Ons hoor van die ding, toe dat sien, toe sien hulle die lam, toe ewe skielik kom hulle agter, maar hy's nie 'n ding nie. Hy's die lam van God wat my son, jou son gewegvat. Hy's die lam van God wat ons plek en vir ons sonde ons plek op die kruis, en hy's die lam van God wat altyd op die troon saam met God is. Wat my verstom, is dat Jesus nooit in die Bybel die duiwel oorwin het deur 'n leeu nie. Hy was 'n lam wat geslag is. God van die eenvoudigste, buitengewoonste, nie logiese goed, om die duiwel sy plek te sit. Die Bybel sê die saad van die vrou, 'n vrou het nie saad nie, net 'n man. Die saad van die vrou, dis hoekom toe die engel vir Maria sê, o geseënd, die Heilige Gees gaan oor jou kom, jy gaan swanger word, jy gaan noem hom Jesus Christus. Die saad was God se woord,
was nie 'n man se sperm nie. Die woord in Grieks beteken sperm. God se woord is lewend, soos 'n sperm. Elke keer jy die woord in jou vat, gee jy ruimte vir die woord om te groei en te groei in jou. Dat al hoe meer word jy woordbewus. Nie meer angstig bewus, nie meer benoud bewus, nie meer sonde bewus nie. Ai. Toe hulle sien, soos die Here dit aan hulle bekend gemaak het, wat kom jy agter? Toe die engele weg is, praat hierdie skaapwagters nie meer oor engele nie. Die engel was net die bode, maar die boodskap was God. Van vandag vir julle is gebore 'n saligmaker, verlosser, Christus, die gesalfde. Amazing. Ek sê vir jou, baie van ons mis die Here, want hy openbaar homself aan jou, buite jou verbeelding, buite jou verwagting. Right, dis net een bladsy. En die Bybel sê, toe hulle hom sien, toe hulle Jesus sien, het vertel oor hierdie kleintjie aan almal gesê is. Hoor my baie mooi. Hulle het nie aan die mense vertel, hulle het 'n engel gesien. Hulle het nie die mense gesê, die hemel het oopgebars en die menigte van weermag soldate is daar. Hulle het nie daaroor praat nie. Because angels are not God. They're messengers. You with me? Hulle, jy sien, wanneer jy Jesus sien vir wie hy is, hy's meer as 'n teologie. Hy's meer as 'n verskil wat mense het. Hy's meer as 'n dogmatiek. Hy's meer as 'n filosofie. Hy's meer as al hierdie goed wat nou in die wêreld kom. Ja, maar hoe kan 'n God van liefde mense hel toe stuur? Toe kom ek sê vir die een wat met my gepraat het die ander dag. Ek sê, weet jy wat? Nergens in die Bybel het Jesus ooit in 'n mens 'n demoon geplaas nie. Hy het elke mens bevry van die demoon. God doesn't send people to hell. Hell was not made for people, it was made for every demon. Maar jy, as jy wy op hierdie aarde om Jesus te aanvaar as sy saligmaker en hom te erken as God en Here, en jy word in sy bloed gewas nie, hy stuur jou nie alleen, jy gaan self. Jesus is gebore in daai krib om te sterf as 'n vleklose lam vir my en jou. Mense sê altyd, ja, maar siekte kom van God. Ek sê, dis nie waar nie. Hy het die siektes verwyder. Maar soms in sy alwetendheid, laat hy toe dat jy sekere siekte deurgaan, dat jy kan ontdek, dat hy deur sy wonde vir jou genesing beskikbaar stel. God kan niemand tempteer nie, want God word nie met sonde getempteer nie. Maar wanneer jy deur baie beproewings in dit gaan, dis nie 'n straf nie, dis 'n geleentheid om jou verleentheid op sy te sit. Ja, maar God doen nie wat ek sê nie, God doen nie dit nie. Die wanneer en die hoe alleen behoort aan God. Hierdie skielike gebeurtenis, niemand het dit verwag nie, niemand het dit 'n skrip gehad nie. Prys die Here, man. So, die Bybel sê, hulle het alles gaan vertel oor die kindjie van Jesus. Onthou, toe Jesus geloop het met die disciples, toe Jesus gedood is, en hy is opgestaan, maar niemand weet waar is nie, toe het sy disciples geloop, en 2 van hulle het geloop, die Emmausgangers, en hulle praat met mekaar, en hulle moan en negatief, en hulle diep in die probleme in, dat ek hou daarvan, en Jesus sluit by hulle aan. Isn't it amazing? Hy sluit by hulle aan, hy sê, waaroor praat julle? Hoor my, God stel ongelooflik baie belang in, waaroor praat jy? Net nie wanneer jy jou geestelik voorhou nie, wanneer praat jy? En hy vra, waaroor praat julle?
Hulle sê aangaande, nou listen to me, hulle praat nou met Jesus wat opgestaan wat hulle glo, nie het hy. Ek glo my, hy was presies dieselfde na die opstanding as voor, behalwe, hy het nou net letsels. In sy voete, sy hande en in sy sy. Ek vra vir hom op 'n dag, ek sê vir hom, hoekom toe hy opstaan, het hy nie net, want die baard was uitgepluk, het weer 'n baard? Kroon, daar is die, wat? Ek sê, hoekom het hy nog steeds in die hemel die letsels? Wil jy weet wat hy vir my gesê het? Hy het gesê, elkeen wat seer kry, in gees, siel, liggaam, emosioneel, finansieel, huwelik, almal is gewond. En as daar 'n wond is daar 'n roofie. En as daar 'n roofie is, begin 'n juk. En mense kan nie 'n juk laat staan nie. Het jy agterkom as jy jouself hier kap teen 'n tafel? Stap weer daar verby, jy kap jou weer. Die kleur gaan van blou na pers, dan na geel, want dit is besig om te vrot. Ag, julle kyk vir my. Wie van julle was elke op dieselfde plek? Dieselfde argument, met dieselfde huwelik elke keer. Hey man, get another job. Yeah, you boring. Geen wonder huwelik werk nie. Boring doesn't work in a marriage. It's got to be alive and active and boisterous. Ja, goed, okay. Ek raak opgewonde. Ek dink die lied wat meeste van ons kan vir mekaar sing as dit nie goed gaan in huwelik is. Kom ons sing saam. Laat staan sulke dinge, laat staan. Laat staan sulke dinge, laat staan. Want as jy die dinge laat staan, kan jy en jou vrou staan in opregtheid voor God in 'n goeie huwelik. Is nie moeilik nie. So, hierdie ouens sê vir Jesus. Nou hulle praat met hom asof hy nie bestaan nie. Hy is in die teenwoordig, maar hulle praat met hom oor die verlede. Waaroor praat jy? Ons het gehoop. Snaaks die Bybel sê Christus is ons hoop. Ons het gehoop dat hy sou. Hoeveel keer praat ons in gebed met God? In sy teenwoordigheid. Maar ons besef nie, hy hoor wat hy sê en hy gaan ons antwoord op sy tyd. Kom, ek gaan 'n bietjie verder aan. En hulle het uitgegaan en hulle het oral die Here geloof en geprys en alles wat hulle gehoor en gesien het. Dit was alles net soos dit aan hulle gesê was. So wat kom jy agter? Die Jode, die herders het nie na hierdie ervaring en hierdie ongelooflike voorreg wat hulle gekry het. Hulle het nie ophou om herders te wees nie. Hulle het nie famous predikante geword nie. Hulle het nie nou sekere 'n CEO of 'n company geword het. Hulle het teruggegaan wat hulle altyd gedoen het. God kan jou in 'n ordinêre werk, ordinêre situasie bonatuurlik gebruik. Ons dink maar ek's net ordinêr. All these people are famous are a problem. Ek wil jy moet mooi dink. Toe hulle daar kom, die emmergangers, en Jesus maak of hulle sê kom asseblief in. Hy gaan in, hy breek, toe hy die brood breek, toe sê die Bybel, en Jesus verdwyn. Ek sê from what a way to have a vanishing trip. Why? He says because you don't need me physically, you need me in your heart by faith. You need me in your heart by faith. Toe hy brood breek, hy was op die kruis gebroke. Die ding wat ek wou gesê het, is, nee, gaan te lank vat. Toe ek net gesê het, dat soek so op, die herders gaan na Jesus as herder. Weet jy dat drie keer in die Bybel, word het opgeteken, dat Jesus 2 definisies het van herder. Daar staan, hy is die goeie herder, daar staan, hy is die hoofherder, en daar staan, dat hy die groot herder is. In English, he's the good shepherd, the great shepherd, and the chief shepherd. Jy sien, dink net wat daai skaapwagters moes na die tyd gehoor het, toe Jesus homself vergelyk het met al die mensdom. Ek gee my hart vir die skape. Hy tel 'n skaap op,
As 'n lam seer is, hy tel hom op, draad in sy hande. As hy verloor is, hy gaan soek hom. As hy seer is, dan verbind hy hom met balsam en doeke. Dink net hoe daai herders moet gedink het. Ons hoef nie 'n ander werk te hê nie. Ons het nou net iets bygekry en dit is, ons kan nou almal gaan vertel van wat ons gesien het en gehoor het. En hoor my, wat jy nie van God persoonlik ervaar en beleef het, het jy nie die krag en die mag en die vrymoedigheid om dit te verkondig nie. A man without the experience is never at the mercy of a man with an argument. Die herders het nooit oor die engele gepraat nie. Hulle het nie gepraat oor allerhande nonsens. Hulle het nie daar gesin sê, kom ons kry nou 'n ander teologie. Kom ons maak 'n kerk wat verskil van daai kerk. Weet jy, ons kerke, nee. Ons het soveel kerke. Jare gelede was hy genooi om 13 predikante toe te spreek. NG hervormd, gereformeerd, pastore, party noem hulle self apostels, party noem hulle self dit en dit en dit. En die 13 van sê vir my, Gary, ons is reg, hy is reg, hy is reg, hy is reg. Ek sê, die Bybel het 'n vers, laat God reg wees en alle manne is 'n leienaar. Jy sien, 'n teologie, 'n opinie, en het sê wat jou leerstellings is. As dit nie suiwer die woord is nie, het jy niks nie. Jy het 'n opinie. Jy het 'n elisie. Jy het wat sê waar almal glo dit. Nee, dis nie waar nie. Ek sal nooit vergeet. Ons is daarby in Magalieskrein in Pretoria. Ek het 20 jaar daar gebly. So hierdie ouens nooi my. En ek kom daarin en die Here het my geseën met 'n kar. Vir 21 jaar het ek nooit geld gevra vir my rondry. Ek het 400 dienste 'n jaar gehad. Ek nooit die kerk gesê, hulle sê, wat gaan dit jou koop? Ek sê niks nie. Ek het vrylik ontvang, God het my 'n belofte gemaak. And I didn't tell them. God made me a promise. What promise did God make? In 1989, toe word ek genooi om 'n klomp boere, 400 boere in Mabula, in Middelburg, moet PD nou 'n PSP's, daai rugby speler, wat ons nooit kan vergeet as 'n vleuel wat die wenner gedruk het hierso. Ek en hy was boesemvriende. En ek gaan daar, my hare was lank, pikswart, en hulle het almal gedink ek is 'n ou wat nou net van drugs afgekom het tot my hier by Jamme. En ek gaan nou preek, en ek preek, en my Afrikaans was 100 keer erger as wat dit nou is. Na die tyd kom 3 boere na my toe, van Bothaville, Hertzogville en Hoopstad. 60, 90 km van mekaar. Hulle sê vir my, luister Engelsman, ons is almal in die kerk geskop, want ons het ons laat doop. Sal jy bereid wees om na ons plaas toe te ry, een keer elke so nou en dan, en op die plaas met ons kom bedien? Ek klim my ry karre. Daai dag het ek vir 'n maatskappy gewerk en ek het petrolgeld gekry. Toe die boer sê, kyk, ek het petrolgeld gee. Ek sê, ek mag nie oneerlik vir God wees nie. Die maatskappy betaal my petrol, ek kan nie nou vir geld vra nie. You have to have integrity when it comes to money. You have to be honest before God. Jy kan nie sê, alright, vergeet die maatskappy, ek vat 'n ekstra, jy kan dit nie vat nie. God will never trust you again. God toets jou in die kleinste dinge, voor hy jou bevorder vir die goed wat eintlik hy vir jou gemaak het. If you're faithful over little, God says, I'll put you over great things, but you must be found. En geld is een van die grootste goed, wat mense nie betroubaar maak vir God nie. Alright? So, daar, diere gee my 'n nuwe kar. Splinternuut. Ek kom daar, hulle kom uit, hulle sien my kar, langs hulle karre. Hulle sê, wie se kar is dit? Ek sê, is myne. Maar jy vra daar nie geld nie. Ek sê, ek weet. Hoe werk dit? Ek sê, wel ek vir julle sê, toe ek het sê, toe maak ek 'n lees die mekaar. Toe ek op my knie gaan, 1989, en die Here sê vir my, you resign your work, your wife resigns, you sell your church and wait for me. Ons het dit gedoen. Dat is stupid! Maar ek het gedoen. Wanneer jy gereeld weet om God se stem te erken, die beste ding is, die Bybel sê die slotsom van alle dinge is, vrees God en gehoorsaam hom. Vrees God en gehoor. Jesus sê, as jy my lief het, sal jy my woord gehoor. So, op daai plaas in Jacobsdal,
Ek moet preek al 2 jaar, elke Sondag. 4 ure, Bloemfontein toe terug. Daai dag kom ek daar, hier bring hierdie man, Benny Niemand, sy plaas se naam is Lofdal. Sy neef bring hierdie Engelsman, van Amerika. En hy sê, luister keer, jy preek al 2 jaar, kan hy preek? Ek kyk hom op 'n nag, ek sê, nee wat? Maar nie hartie, verstaan jy? Dit is ongelooflik, jy's braaf en jy is 'n lafaard terselfde tyd, hè? Want hy was 3 keer groter as ek. En ek sê vir die Here, Lord, I've got a good sermon. Should I let him preach now? Ek wou dit nie doen nie. Dis my kerk. Dis my mense, verstaan jy? Raai wat gebeur? I said to God, should I let him do it? Raai wat sê hy vir my? Nie hardop in my. I hear his voice every single day. Engelsman, kan jy lees nie die Bybel? As jy hardop die Bybel lees, hoor jy sy stem elke dag. It's very simple. Very simple. Hy sê, my skape hoor my stem. En hy praat nie blaar met jou nie. Hy praat met jou. As jy Engels, hy praat met Engels. So, die ouens, hy sê vir my, die een predikant sê, ek is so minderwaardig. Ek glo nie meer in enige iets nie. My gemeente werk nie. Kan ek asseblief in jou kar gaan sit? Ek sê, hoekom? Hy sê, ek wil waardig voel. Ek sê, klim uit my kar. Hulle kyk vir my. Hoe durf jy so met ons praat? Ons is 7 jaar gespaard, jy het net 3. Meanwhile, the first 3 years was just a BA, niks met teologie te doen nie. Ongelukkig, as jy breek, moet jy ordentlik breek. En hy sê vir my, ek wil net hier sit, ek wil voel, hier, as hy klim uit die kar uit. Hy sê, hoekom? Ek sê, want as jy môre inklim, het hierdie kar minder waarde verloor. Jy klim 'n splinte nuwe kar nou. Vat hom oor 2 dae, gaan terug. Jy gaan nie kry wat jy betaal het nie. A car depreciates every day. Ek sê vir hom, gaan sit in hemelse plekke in God. Jou waarde moet nie in 'n kar wees nie, jou waarde moet nie in 'n teologie wees nie, jou waarde moet nie wees in sekere filosofie en sekere twak, want jy dink, hier gaan jou waarde kry. Jou waarde kom van God. Jou identiteit kom van God. Ons moet die sin van Christus in ons kop hê. We must have the mind of Christ. Ons moet besef, Christus in my, die hoop van heerlikheid. Are you understanding me? Waaragtig die week daarna, sê ek, die Here het my huis gebou. Hierdie ouens kan nie glo nie. Hulle sê vir my, yesterday, as ons het 'n pastorie, maar as ons nou laat doop, ons uitgeskop in 'n uur. Ek sê, dis kom ek het huis, en nie 'n pastorie nie. Ag, julle vang het. Ek weet ek's nou baie reguit. Maar ek haat godsdiens. Absoluut ek haat godsdiens. Godsdiens is mense manier om God te oortuig. Hulle is goed genoeg. Hulle sê, kan ons jou huis toe kom? Hier 13 weer. Seker 'n nuwe nommer. Ongelukkige daar, moes net 12 gekom het. Hulle kom in die voorgang, hulle kyk. My vrou het dit ontwerp, dit was 'n Kaapse Hollandse huis. En hulle kom in. En een sê vir my, ek sal nooit oor my geloof in my lewe ooit vir God vir so iets vra nie. Ek is niks werd nie. Ek sien niks aan myself nie. Ek sê, asseblief, kan jy stop? Ek sê, hoekom? Ek sê, maak my depressief. Dis nie om 'n skof nie, dis eerlik. Somstyds jy skok 'n ou uit sy stupidheid. Verstaan jy? Die klap kom later. Maar jy kan, come on. Ek sê, luister, kan ek gou 'n gebed doen? Hy sê, ja. Ek was baie stout. I said, Here, wat u vir hom bestem, gee vir my, ek sal getrou wees. Hy het nooit weer na my gekom he. As jy nie iemand anders se seëninge kan vier in ander mense se lewens, en jy raak jaloers, en jy raak die dinges in, en jy raak dit, God will not give it to you. When God gives you a blessing, you to spread it everywhere. So die vraag wat julle my wil vra, is wat ek het gebid daai dag. Want daai ou wat daar klaar gepreek het, ons het gesit op hooibale in 'n skuur.
Weet jy, ek was wakker die hele preek, want elke keer beweeg ek, word ek gesteek. Wie van julle het al op 'n hooibaal gesit en beweeg? Haai, julle. Nee, ja, gaan ek so, nee? Dan dink hulle, die gees van God is op Gary. Nee, het is net hierso. Verstaan jy? Niks met God te doen nie. Wie van julle was op hooibale? Want jy het daai knop, nee? Daai knoppie, en dan net so is hy afgesny. Haai, julle, dan wil ek nader my vrou gaan, kry ek 'n steek. Nee? En ek sê daar, nou wil ek nie na hom luister nie. Ek wil nie, want ek het 'n goeie preek gehad. And God said to me, if you make room for him, I'll make room for you. Very simple. None of us have a monopoly on God. We're all servants of the Most High God. Ek sit daar en ek is nou so hierso. Ek voel soos 'n raspe. Ek voel soos 'n sif. Nee, 'n sif. So. Ek sit daar en hy sê vir my, al sê dit in Afrikaans, sal jy opstaan? Ek tog, hy vat my plek om te preek, nou moet ek opstaan. Ek staan op en hy sê, so sê die Here, I've never seen him in my life. So sê die Here, jy gaan vroeg volgende jaar voltyds in bediening. Jy gaan nooit hoef geld te vra nie. Die Here sal vir jou sorg as 'n wonder en teken. Elke deur wat die Here vir jou oopmaak, sal jy deurgaan. Dit was einde Oktober. 1 Januarie word ek wakker, ek sê vir my vrou, hey, kom ons vat 'n kans. Kom ons vat 'n kans. If you don't have great faith, take a chance. What's even better, take an opportunity. Because so I said, hey, let's resign. Sy het vir prokureurs gewerk, en ek het, was bestuurder van Shoprite. My blou hempie, moet hier in Bloemfontein. En ek sê vir die Here, ek sê vir my vrou, let's say, Lovey, it's a holiday, everything's closed, tomorrow. Ons gaan die wete in ons hart, this is God. Hoekom? Want dit het hier onder begin, verstaan jy? Dit het gestyg na my hart, verstaan jy? Rone bedank, ek bedank, ons verkoop my huis, het word in 1 dag verkoop. Maar ons het nergens om te gaan nie. Niemand weet van die goed nie. Daar's nie 'n roeping nie, daar's niks nie. Ons sê vir die vrou, jy kan môre kom, ons sal al die goed hê op die grasperk. Ons het al die goed buite. Wie van die reën weet as dit reën in die Vrystaat? Die Kaap is maar 'n klein nat doekie. Daarso, as hy reën en hy val, hy maak 'n krater in die stof. Sulke poele stof. Dis asof die Here net oopgaan en daar sê, né? En ons het niks toegedraai nie. 'n Man bel my 'n dag voor dit en hy sê vir my, Gary, jy het by ons kom preek. Oorkant die Vaalrivier. Ek sit met my chequeboek. Ek hoor die Here het jou geroep, maar jy weet nie waar nie. Sê vir my die bedrag ek sal skuif. En die Here sê vir my, you don't need it from him, you need it from me. Tell him no. Hy sê, wat nodig het jy? Ek sê wel, ons gaan Pretoria toe. Ek kort 'n trok. Hy sê, wat? Sy besigheid is kelder en vervoer. Nou weet party van julle dat ek nie lieg nie. Hy sê, but it's a cool, I said it'll be a cool move. As jy skerp is, moet jy skerp wees. You see, if I had to take the money, dan maak ek hom en ruil vir God. Because if a man can give it, he can also take it. But when God gives it, he trusts you with it. So, die vrou kom, daar, ek het nog steeds sê, hier kom 'n tannie na my toe, met die agterkant van 'n koevert, wat so lyk, wat jy mos lek, plak hom. Geskei, daar staan, oom Pieter Leroux, nommer bel hom nou.
Ek bel hom. Ek sê hom, Pierre, ek is Gary, ek het van jou gehoor. Ry nou na my toe, na Menlyn Park in Pretoria. Waaragtig, hy is op die verkeerde kant van die N1. Ek sien hy rooi tikkie box. Die ouens kyk deur die vensters al hoeveel keer ek daar staan en bel. Ek het die verkeerde nommer gehad. Toe kry hy my. Ons praat die hele aand, hy sê, luister, kom praat Saterdag by Woord in Aksie. Ek gaan jou nie 'n sent gee nie. Ek sê, is fyn. Ek gaan preek. Mense van Bothaville, Hatfield, ek word genooi deur 3 boere. En in 21 jaar was dit uitgeloop op 400 dienste 'n jaar. As jy nie nederig begin nie, kan God nie jou vertrou nie. Jy dien jouself voor God deur om ander mense te dien. En jy dien God in opregtheid. So, laat ek klaar maak. Hier gaan ons op en ons parkeer daarso in Sinnewil. In Sinnewil het daar Pick n Pay gehad en hier was 1 of 2 geboue en daar was 'n house agent. So dit's 1 minuut voor 1. En nou het ons nergens om te slaap nie. Nergens nie, né? So ek gaan daar en ek sê vir hom, ek sit my voet in. Hy sê ons is toe, ek sê my voet is in. Jy moet. Ek meen, if he's business, he's missing, he's going to miss. Hy sê, wat kan ek vir jou doen? Ek sê, ek soek 'n huis om te geslaap. Hy sê, gaan koop. Ek sê, ek het nie geen geld nie. Hoekom? Want die vorige dag het ek R60. Ons gaan Pick n Pay toe. Ek vat 'n trolley en daar sit 'n ou swart man, maar hy's blind. Hy so 'n silwer potjie en op die stuk muur sit daar 3 ouens wat miskien dief gewoontes het. Hy kan nie sien wat aangaan nie, hulle sien dit, né? So, I said to God, this is not wise to give 60 rand right now. That's all I got. I said, do you see those guys on the wall? It's not cling, it's paper. He's not going to see it. If he does, he's not going to hear it. He said, even if they steal it from him, obey me. Toe word ek kwaad. Ek stap met my trolley in, ek sê vir my kinders, alles wat jy op TV gesien het, vat dit. Yes, hulle sit in, Rona haal uit. Kinders sit in, Rona haal uit. Nou is ek kwaad vir Rona, ek's kwaad vir die milkshake, ek's kwaad vir die Milo, ek's klaar vir... Want ek het nie geld nie. I said to God, I'm going to fill the trolley. Just for the good feeling. Yes, ek is by die ingang, ek gaan so, hier, kom ek koevert in my hand van 'n ou tannie, sy so oud, sy leef as prins. So, sy, nee. So, sy ken my van niks nie. Sy sê vir my, jong man, die Here het gesê, ek gaan 'n man wat so lyk, kry in Pick n Pay. Toe ek het oopmaak, was het 2000. And I only gave 60. Geld is net om gebruik te word. Het is nie om my ego in jou te bewerkstellig, of arrogantie, of krag of belangrikheid. No. We're working with people that have souls net that so hurt, money can't fix it. Toe gaan ek na hom toe en ek sluit af. Ek gaan op die bed. Ek kniel. En sê, Lord, ek wil nou môre vir jou in PD toe gaan. En dankie vir daai geld, daai 2000, dankie vir die. Ek sê, al wat ek hier vra, ek gaan die Bybel oopgooi, moet dit nooit doen nie. Maar my Bybel het highlights, so ek het my favorite verse. Is hy. Jy kan nie dit doen nie. Jy kies nie wat God nog nie vir jou gesê het nie, verstaan jy? It's not peekaboo. So I'll say it in English, I said, Lord, I want to ask you one thing. I'm going to open this Bible. And wherever my eye goes, no but ek mag dit onderstreep word, when I look, hierdie woorde kom uit my, I would like to see these words. I, the Lord your God, make an everlasting covenant with you. If you do that, whatever comes afterward, I'll give my whole life to you. My oë gaan oop, toe ek het sien, toe kom God se vrees oor my met 'n mag, het voel of dit my dwars deur die fundament van my kamer deurstoot. And I said to him, are you here?
He said, I put the top of my pinky in here. If I come in my presence, you will die. No flesh can stand in my presence. Ons het nie benul hoe almagtig God is. Hierdie vlees is vyandskap teenoor God, sê die Bybel. Maar ons gees is vir hom 'n behaag. So ek lees dit. Ek, die Here God, maak ewige bond met jou. Ek skrik so groot, ek spring met alles onder die duvet, onder alles, maak my oor toe, en ek is vrek bang. Vir wat? Vir wat kom, wat ek nie weet nie. So ek maak het oop, en staan hierdie. Ek, die Here God, maak ewige bond met jou. Ek sal nooit ophou om aan jou goed te doen nie. Ek sal my vrees in jou plaas, dat jy nie van my sal afwyk nie. Ek sal nooit ophou aan jou goed te doen nie. En ek sal jou in hierdie land plant met my hele hart, gees en siel vir wat ek vir jou het. And that's why I never have to ask for money. My kar het gebrand, alles weg. 2 months, God gave me a new car. Most of the people that sent money through this one, that one, I don't know who they are. So I said to God the other day, how do I say thank you to the people that bless me? He said, son, you never say thank you to a person. You thank me first, I will bless them. Do not give to them what I want from you. Thank me, not them. Thank me, I will bless them. Het julle iets gekry? Goed, baie dankie.